Goeiedag, ek is Gerard saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Deuteronomium 5 te lees. En hier sien ons Moses wat die 10 gebooie herhaal aan die nuwe geslag Israeliete voor hulle die beloofde land binnegaan. Die volk staan op die drempel van 'n nuwe fase, maar Moses herinner hulle eers daaraan dat hulle verhouding met God steeds gebou moet wees op sy verbond met hulle, op hul gehoorsaamheid, eerbied en liefde vir God. En die gedagte hier is dat God het sy volk verlos en daarom moet hulle sy as God se volk leef. En Moses roep hulle bymekaar en sê: "Hoor o Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, en julle moet dit leer en sorgvuldig hou." Deuteronomium 5 vers 1. En hy herinner hulle dan aan die verbond wat God by Horeb gemaak het en hy herhaal die 10 gebooie. En dan beskryf Moses hoe hulle bang geword het by die berg Horeb, toe hulle God se stem vanuit die vuur gehoor het en hulle het Moses gevra om toe as middelaar tussen hulle met God te praat. En God bevestig dat die volk se hart reg moet wees. En dan herhaal hy hier Deuteronomium 5 vers 29: "Ag, as hulle maar so hard gehad het om my te vrees en al my gebooie altyd te onderhou." En dis die Here se hart vir ons, dat ons in 'n verhouding met hom sal staan, 'n respekvolle verhouding. En dan sien ons verder dat God se genade en verlossing roep ons tot gehoorsaamheid. Die 10 gebooie is nie bloot 'n lys reëls nie. Dit beskryf hoe mense behoort te leef wat aan God behoort. En dink bietjie aan die volgorde. Eers verlos God ons. God sluit dan 'n verbond met ons. God gee aan ons sy wil en dan wil God se volk gehoorsaam wees. So God gee vir ons 'n nuwe hart in Jesus Christus. So die Here sê eers hierso, kyk gerus na vers 5. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Eers kom verlossing en dan volg gehoorsaamheid. Ons gehoorsaam ons nie in verlossing in nie. Dis die omgekeerde. God red ons eers en dan is ons gehoorsaamheid vanuit 'n verhouding met hom. 'n Paar sleutelgedagtes wat ek net wil deel en ek gaan nie elke gebod hanteer nie, anders gaan ek het nie genoeg tyd om dit te doen nie. Maar die eerste ding wat vir my hier uitstaan is dat God moet eerste wees. Die groot probleem is dikwels dat ons as mens niks aanbid nie. Die groot probleem is dat ons iets anders as God eerste stel. So kom ons vra vir onsself, wat het die eerste plek in my hart? Wat het die eerste plek in hoe ek my tyd spandeer, my geld spandeer, my begeertes en besluitneming? Tweedens, afgoderry begin wanneer ons God met iets anders vervang. En moderne afgode is baie sport, rugby, vermaak. En asseblief, daar's niks fout met sport en rugby nie, maar wanneer dit belangriker as God vir ons word, is dit 'n afgod. Selfs ons eie, hoe kan ek sê, sosiale media, ons eie vermoëns. God wil nie net deel van ons lewe wees nie, hy wil Here van ons hele lewe wees. En dan natuurlik moet God se naam geëer word en dra ons lewe sy eer uit aan ander ongelowiges in hoe ons leef, want ons dra sy naam. En dis 'n vraag wat ons kan vra. En dan wil ek ook net vinnig iets sê oor die Sabbat gedeelte. En dit gaan nou nie oor of dit op 'n Saterdag of 'n Sondag is nie, alles behalwe. Dit gaan oor rus ons voor God. Ons identiteit kom nie uit hoeveel ons produseer nie. Dit kom uit ons verhouding met die Here uit. En dan wil ek afsluit dat sonde begin in die hart. Die laaste gebod wat fokus op jy mag nie begeer nie, vers 21, wys dat God nie net ons dade sien nie, hy sien ons harte. En dit bring ons by 'n dieper probleem. Ons het nie beter reëls nodig nie, ons het 'n nuwe hart nodig. En dit is waar Jesus Christus die vervulling bring. Want die wet wys wat God se heilige standaard is, maar die wet wys ook dat die mens nie uit homself volkome gehoorsaam kan wees nie. En onthou, Jesus het gesê in Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het gekom om die wet te vervul. Nee, hy is die een wat volmaak gehoorsaam is, waar ek en jy en Israel gefaal het. Die 10 gebooie leer ons wat sonde is. Romeine 3 vers 20 sê, want deur die wet is die kennis van sonde.
Die wet is vir ons 'n spieël en dit wys vir my en jou ons het 'n behoefte aan 'n nuwe hart want uit onsself uit kan ons nie. En daarom sê die Here, ag in vers 29, ag as hulle maar so hard gehad het. Maar baie eeue later kom die Here in Jeremia 31 vers 33 en sê ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skrywe. Hy sê elders ook ek sal vir hulle 'n nuwe hart gee, hulle hart van klip verwyder. En dit is 'n nuwe verbond wat deur Jesus Christus volbring word. Ons as gelowiges gehoorsaam God nie bloot omdat daar 'n stel reëls buite hom is om hom tevrede te stel nie. Alles behalwe ons gehoorsaam God want die Heilige Gees wat God in ons gedeponeer het, bring God se wil in ons hart en dit word deel van ons wandel en heiligheid en heiligmaking. Ons sien ook dat Jesus die hele wet saamvat. Ons moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en jou hele verstand en jy moet jou naaste lief hê soos jouself in Matteus 22 vers 37 tot 39. En dit gee vir my en jou 'n eenvoudige benadering. Deuteronomium 5 sê gehoorsaam God se gebooie. Jesus sê hê God lief, hê jou naaste lief en jouself liefhet. Romeine 13 vers 10. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Ware liefde en ware gehoorsaamheid staan dus nie teenoor mekaar nie. Dit vervul mekaar, dis 'n uitvloeisel van mekaar. God het ons nie geroep om bloot goeie mense te wees nie. Hy het ons geroep om sy mense te wees. Mense wat hom liefhet, wat hom vrees, wat sy woord gehoorsaam en in sy weë wandel in 'n verhouding met hom. Jesus Christus is die volmaakte offerlam wat die wet kom vervul het deur hoe hy as mens geleef het en my en jou sondes die prys voor betaal het, sodat ons wanneer ons tot hom kom, tot wedergeboorte kom, 'n nuwe hart kan ontvang en die Heilige Gees kan ontvang. Oorweeg vandag bidend asseblief. Is God werklik eerste in jou lewe? Of is ons geloof net 'n Sondag aangeleentheid? Ons gaan kerk toe. En tweedens, leer ons kinders deur ons woord en ons handel en wandel wie God is, wat God sê, waarom God se weë goed is en hoe ons dit prakties uitleef. En leer ons kinders dat God se woord bepaal wat waar, goed en heilig is. In vandag se wêreld is alles mos relatief. Nee, kom ons keer terug na die woord van God toe. Kom ons keer terug na die hart van Vader toe. En vanuit daai verhouding staan ons op die waarheid van sy woord. Groete en seënwense vir jou dag.